Goeiemôre, broeders en susters en ook familie in Christus. Dit is so groot voorreg om vandag saam met julle die Here te aanbid en saam die woord van die Here te gaan oopmaak. Pierre het nou vanmôre vir gebeds gevra vir 'n wonderwerk vir my paspoort om uit te reik te word voor ons terugvlieg Woensdag. Maar ek dink ons het nou nog 'n wonderwerk vanmôre nodig, want ek moet nou in die volgende 15 minute bietjie terugvoer gee van ons werk hier in Japan, maar ook 'n kort boodskap gee, so dit kom ons vertrou die Here daarvoor. My boodskap van vanmôre, die titel is: Wat sal dit vat om die wêreld te bereik? Ons is so baie dankbaar vir Uitenhage Noord gemeente wat ons al soveel jare ondersteun en betrokke is en bid vir ons en deel is van ons werk, sendingwerk wêreldwyd, selfs in ons daar in Singapore, op die OM-skepe, in Turkye en nou ook in Japan. En die werk is so groot en ek wil graag 'n paar gedagtes met ons deel vanmôre, spesifiek uit Jesaja 66 vers 18 tot 21 toe. So kom ons lees net saam Jesaja 66 vanaf vers 18. Ek lees uit die Afrikaanse vertaling, die 83 weergawe. Jesaja 66 vers 18. Ek weet wat hulle doen en dink. Die tyd kom dat ek al die nasies en al die taalgroepe bymekaar gaan maak. Hulle sal kom en hulle sal sien hoe magtig ek is. Ek sal 'n teken onder hulle oprig en ek sal van hulle wat die oordeel oorleef het, uitstuur na ander nasies toe. Na Tarsus, na Pool, na Lut met sy bedrewe boogskutters, na Tubal, na Griekeland en na die ver eilande toe, wat nie van my roem gehoor het nie, en nie my mag ervaar het nie. So sal die wat ek gestuur het, onder die nasies verkondig, hoe magtig ek is. Hulle sal al julle volksgenote uit al die nasies as 'n geskenk vir die Here saambring, op perde, op waans, op draadstoele, op meule en op kamele. Hulle sal hulle bring na my heilige berg toe, na Jerusalem toe, sê die Here. Hulle sal hulle bring soos die Israeliete die graanoffers in rein skottels na die huis van die Here toe bring. Ek sal van hulle as priesters en leviete aanstel, sê die Here, soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek gaan maak, in my diens sal staan, sê die Here, so sal julle nageslag en julle roem in my diens staan. So die vraag wat ons vandag wil vra is, wat gaan dit vat vir hierdie profesie wat Jesaja gegee het om waar te word, ook in ons dag? Net so 'n bietjie agtergrond gee van ons werk wat ons doen in Japan. Baie van julle sal al nou weet, miskien is die nuwe gemeentelede. Ons is betrokke by 'n sendingorganisasie genaamd Operasie Mobilisasie. Ek het seker 35 jaar terug gelede met OM begin in Suid-Afrika, opleiding gedoen en toe by die skepe aangesluit en 'n uitreik gedoen hierso, eers uitreik gedoen en besef dit is wat ek vir my lewe lank wil doen. En dis nog wat ons nog steeds doen al die jare. Ek het vir Keiko ontmoet op die Doulos en ons is getroud hier in Uitenhage Noord gemeente en Uitenhage Noord gemeente het ons uitgestuur om dan as hulle sendelinge te gaan werk met OM Operasie Mobilisasie. Julle het nou vanmôre vir Johan gesien in die gemeente, hy het nou net matriek klaar gemaak, is op pad universiteit toe en dan ons middeldogter. Baie van julle het hulle 2 jaar terug toe die Logos Hope in Port Elizabeth se hawe was, het sy kom kuier hierso. So Emma is nog op die skip. Sy het nou haar 2 jaar klaar gemaak, maar sy het nog 'n jaar verleng. So sy maak volgende jaar klaar. En dan ons oudste seun Mose is in Tokio. Hy werk in Tokio as 'n ambagsman. En so ons is so dankbaar vir die gemeente wat soveel jare al saam met ons stap. Baie van julle sal vir Mose onthou wat hier op Uitenhage gebore is en saam uitgestuur is as 'n baba toe ons Turkye toe gegaan het. So hier is die OM-skepe wat nog steeds baie betrokke is wêreldwyd. Die eerste skip is die Logos Hope
waar Emma is, en dan die tweede een wat onder is die Doulos Hope, wat meer in Asië werk, so dis nou deel ons deel van die land, so ons werk met die Doulos Hope meer saam in Japan, in Oos-Asië, en dan die Doulos, die boonste skip is vaar nie meer nie, maar dis die skip waar ek en Keiko gewerk het. En dan die volgende skyfie is ook net 'n bietjie agtergrond, toe die gemeente ons uitgestuur het hulle ons na Turkye toegestuur, 'n land van 80 miljoen mense, waarvan 99,9% mense moslims is. So omtrent net 'n handjievol Christene. Die dorp waar ons gewerk het met die pyltjie onder Mersin het meer as 1 miljoen mense, so dis omtrent die Nelson Mandela metropool wat 'n baie area se grootte, met net een kerk wat OM begin het in Mersin. En wat nog steeds in die gang is. Ek gaan gereeld terug Turkye toe om die kerk te besoek en aan te moedig en hulle te help versterk. So loof die Here vir die ervaring. Na 7 jaar was ons half gestuur na Japan toe, saam met OM, om die werk in Japan te help ontwikkel. Daar was net 5 mense in Japan met OM in Japan toe ons aangesluit het. Dis nou meer as 50 mense, so dit groei, die werk groei. Ons het 9 verskillende spanne in Japan in 6 streke, 1, 2, 3, 4, 5 streke. En ons werk heel bo in die dorp of die stad genaamd Tome. Tome is 'n kleiner stad met omtrent 70,000 mense, so 'n bietjie kleiner as Uitenhage. En ons het omtrent 30 gelowiges in die hele dorp. So dit is regtig waar nog baie onbereikte area waar ons werk. Ons het seker so 5 jaar terug met ons eie huiskerkie begin in Tome. En toe ewe skielik laas jaar het die Here vir ons 'n gebou vir amper verniet gegee. Die eienaar het 'n reiswinkel gehad, hy wil die winkel toegemaak het, hy het nie meer die gebou nodig nie, hy wil nie deur die hele proses gaan om te verkoop nie, en hy het dit vir ons aangebied, as julle dit wil gebruik, kan julle oorvat van my. So ons het dit absoluut gesien as 'n gawe van die Here. Ons het dit aanvaar, ons het dit oorgekoop vir omtrent net so R20,000 se waarde, en na fondsinsameling kon ons die gebou hernie het, en ons gebruik nou hierdie kerk, Tome Community Church, as ons kerk waar ons by mekaar kom elke Sondag. So voorreg om te sien, 'n plek wat omtrent geen kerke het, skielik, of oor die jare het die Here nou 'n nuwe kerk begin in Tome. Soos julle kan sien, ons is nog steeds net 'n handjievol mense, maar ons glo een vir een dat die Here die kerk sal bou, in sy tyd sal dit groter en groter raak. Dit is alles net in die hande van die Here. Dit is so wonderlik om hier met julle saam te aanbid vanmôre. Meer as 100 mense, ons stemme op te lig en saam die Here te loof. Hier in Japan ken ons dit nie. Dis iets waar ons nie gewoond is. Johan het nou vanmôre gedeel. Hy is die enigste Christen in sy hele skool van 1000 studente. Kykou ook, sy was ook so op haar hoërskool, ja. So al ons kinders het dieselfde, nooit Christen vriende gehad nie. Om nou met ander Christene, jong mense in kontak te kom, is so vreemd vir ons as familie eintlik. So, maar ons loof die Here vir sy voorsiening, en ons glo ook die werk wat hy begin het, gaan hy volhard. Ons het dit so waardeer. Laas jaar het ons 2 mense gehad wat tot bekering gekom het, die Here aangeneem het en gedoop is. Akia was die eerste gelowige, waar sy het ons het 'n Bybelstudie met haar gedoen, en 'n lang tyd het sy dit nie meer gedoen nie, en toe kom sy terug, sê ek wil aan die Here glo, ek wil gedoop word. Dit het sommer 'n opslaan swembad in die kerk opgesit, en toe sy daar gedoop, en laas jaar Desember is nog 'n vroutjie wat hier in die middel staan, Kyoko, sy ook gedoop in die see. So loof die Here vir die werk wat hy doen, maar ons weet, dis maar nog net druppeltjies in die emmer. Daar is nog soveel wat gedoen moet word. Japan, die Japaneese nasie, is die tweede grootste onbereikte volk in die wêreld. Nie net die Japaneese nie, maar waar ons ook werk in Oos-Asië, is daar tans steeds 1500 onbereikte volkegroepe. In die werk wat OM doen in Oos-Asië,
Ons het spanne in meer as 20 lande in Oos-Asië. En ek is van laas jaar, het hulle my gevra om die 20 spanne in die verskillende lande te help met kerkplanting. So ek doen nie net kerkplanting in Japan nie, maar ek is nou ook verantwoordelik vir kerkplanting om die spanne te help om die kerkplanting te doen in die ander lande. So dis 'n baie interessante werk waarmee ons betrokke is in Japan en in Oos-Asië. Ek sal ook waarskynlik baie meer rondbeweeg in die volgende 5 of 10 jaar, terwyl ons nog kan en die gesondheid hou, maar ons vertrou die Here dat die werk wat hy begin het, dit sal voluit voortsit. So die tema waar ek wil terugkom en die vraag wat ek wil vra vanmôre vir elkeen van ons is, wat gaan dit vat om die wêreld te bereik vir sy koninkryk? Daar is nog duisende, miljoene onbereikte mense in hierdie wêreld. Mense wat nog nie vir een keer in hulle lewe van Jesus gehoor het nie. Kan jy jouself indink, hoeveel keer het ons al van Jesus gehoor? Maar daar nog mense is vandag wat nog nooit by voorheen gehad het nie. En die Here se hart is dat elke persoon sy woord kan hoor. Ons sien dit in hierdie gedeelte wat ons gelees het vanmôre ook. So, en ek glo, die Here nooi almal van ons uit om deel te word van wat hy doen. So eerstens wat hy wil doen, hy wil die wêreld bereik, maar wat hy verwag van ons, dat ons verstaan, wat is sy hart vir die nasies? Die Here het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar ongelukkig het baie mense dit nog nie gehoor het nie, soos hy vanmôre met ons gedeel het. En ons het ook gelees in Jesaja 66 vers 18 vanmôre, die versie wat sê, ek weet wat hulle doen en dink, die tyd kom dat ek al die nasies en al die taalgroepe bymekaar gaan maak, hulle sal kom en hulle sal sien hoe magtig ek is. So die Here se hart is vir die nasies, hy wil hê dat al die mense moet hoor, maar tog is die nasies nog steeds teengekant. Die wêreldleiers en autoriteite wil nie hê dat hierdie boodskap moet uitgaan na almal toe nie. Baie lande maak hulle deure toe vir Christendom. Baie van julle sal onthou toe ons in Turkye gewerk het, is 3 van ons vriende vermoor in Turkye, net omdat hulle Christen is. En ek besef net, maak nie saak wat die nasies beplan nie, die Here het sy planne, en aan die einde wat sal seëvier, is die Here se planne, nie die nasies se planne nie. Ons sien tog in Openbaring 7 vers 9, wat sê, hierna het ek 'n groot menigte gesien, wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, taal, volk en taal, en het voor die troon en voor die lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande. So die Here gaan sy doel bereik. Sy plan gaan seëvier. En dit is vir ons om dit te verstaan, te aanvaar en deel te word van sy plan. Laat ons nooit afwyk van dit nie. Die tweede ding wat belangrik is, dat ons moet gaan en die Here bekend maak aan al die nasies. Nou daar is nasies wat die Here reeds ken en dis so wonderlik dat in Suid-Afrika waar mense ook al ry, daar's 'n kerk. Dis so fantasties om te sien. Maar tog in Japan en in baie ander lande sien jy omtrent geen kerke nie. Baie dorpe ry jy deur en jy nie eens een kerk gesien nie. So daar is nog baie volke en die Here wil sy mense stuur, sendelinge stuur. Elkeen van ons is gestuurdes om te gaan en die Here bekend te maak. Dit sê tog in vers 19, ek sal 'n teken onder hulle oprig en ek sal van hulle wat die oordeel oorleef het, uitstuur na ander nasies toe. En dan lees ons die nasies wat die Here na die verre eilande toe, selfs na Japan toe, selfs na die Filippynse eilande, oralste waar die Here mense uitstuur, sodat die wat nog nie gehoor het nie, ook kan hoor van sy liefde en sy genade, van sy mag en sy roem. So die Here wil elkeen van ons gebruik. Ons sien hierso op hierdie skyfie, dat Japan maar net die tweede grootste is, maar daar's nog Bangladesh, Indië, Turkye, honderde ander volkegroepe wat nog nie die Here ken nie. En dis vir my net so groot onbalans as ons sien in die volgende skyfie, dis 'n missionary imbalance, die balans, daar's soveel kerke en sendelinge wat in Christelike lande werk, wat nie verkeerd is nie, dit moet aangaan,
maar daar is so min wat in onbereikte lande werk, soos Japan, soos Turkye, soos Indië, baie ander plekke. 3% maar van sendelinge werk in onbereikte lande. Selfs met sendingfondse ook. 2%, 1 uit elke $50 word gegee vir onbereikte werk, waar meeste werk geld net gaan vir Christen uitreik, onder Christene. So kom ons bid dat die Here nie net werke sal stuur nie, maar fondse sal stuur en die werk wat gedoen moet word onder miljoene mense wat nog nie een keer van Jesus gehoor het nie, dat hulle ook 'n kans sal kry om van Jesus te hoor, ten minste een keer. En dan my derde punt is dat kom ons doen alles wat moontlik is om mense na Jesus te bring. So dit help nie net ons verstaan nie, dit help nie net ons gaan nie, maar ons kan enigiets doen. Ek hou van die versie in vers 20 wat sê, hulle sal op julle volksgenote, hulle sal al julle volksgenote uit al die nasies as 'n geskenk vir die Here saambring, op perde, op waans, op draadstoele, op meele en op kamele. Is dit nie mooi nie? Enige iets wat moontlik is. Maak nie saak wat die metode is nie. Die Here wil enige metode gebruik om die nasies te bereik. Dis vir ons so groot voorreg om al hierdie jare saam met OM te werk. Die stigter van OM, George Verwer, het eendag in 'n boom gesit en gesê, wat kan ons doen om nog meer mense te bereik? Nee, hy het gebid, en toe sien hy 'n bus stop, en hy sien die mense afklim en opklim, en hy sê, wat van ons, as ons operasie mobilisasie begin, jong mense wat op die skepe, kom ons kry sommer 'n boot ook, 'n skip, om deur die wêreld te seil en die Here bekend te gemaak. Ons het in OM hierdie spreuke, there's no place too hard, no people too far, no idea too crazy, and no dream too big. En ons glo, dit is die Here se hart. Hy wil die nasies bereik. Niks is onmoontlik vir hom nie. So ons droom saam met hom vir wat hy wil doen. En so, die vraag wat ek wil los met almal van ons is, wat gaan dit vat om nie net die nasies, maar spesifiek ook Japan te bereik? Die Here het ook Japan op sy hart. Hy wil Japan, hy wil die Japaneese bereik. Dis so 'n wonderlike nasie. En die Here is so lief vir elkeen van hulle. En ek glo dit gaan hierdie 3 dinge vereis. Ten minste, miskien is daar nog baie wat ons kan oorgesels, maar in ons tyd, volharde, gebed en volharding in die werk. En ons wil so baie dankie sê vir elkeen van julle wat oor die jare al vir ons bid. Dit beteken so vreeslik baie vir ons. Ons waardeer elkeen van julle. Baie dankie. Baie ons weet nie eens wie vir ons bid nie, maar ons weet daar's 'n gemeente in Uitenhage Noord wat agter ons staan, wat vir ons bid. Ons waardeer elkeen van julle. En bid dat die Here vir ons ook krag sal gee om te volhard tot aan die einde. Tot die Here sê, okay, julle werk is klaar. Julle kan maar huis toe gaan. So, maar ons wil volhard tot aan die einde toe. Tweedens, om disippels te maak wat disippels maak. Die woord van die Here versprei deur disippelskap. En ek weet in hierdie gemeente is disippelskap ook baie belangrik. Bid die Here vir ons wysheid te gee hoe om disippels te maak, om hulle op te lei om ook disippels te maak. As elkeen van ons uitreik, dan kan die werk gedoen word. Ek glo dit. En dan derdens, vennootskappe. Ons kan nie die werk op ons eie doen nie. Dis onmoontlik. Selfs die hele OM, 50 mense wat 120 miljoen mense moet bereik. Dis onmoontlik. Ons het mekaar nodig en ons het julle ook nodig. Die kerk wêreldwyd wat saamwerk om die onbereikte nasies te wen. En so weer eens, baie dankie vir julle vennootskappe, dankie vir julle finansiële ondersteuning, dankie vir julle gebede, net vir julle daar wees vir ons. So ons so groot gerustigheid om te weet, Uitenhage Noord is daar vir ons. Elkeen van julle, ons is so lief vir julle, ons waardeer julle. En ek wil net bid dat die Here se seën sal rus op elkeen van julle en op ons vennootskap om saam te werk, om uit te reik. Waar ons is, hier op Uitenhage in Suid-Afrika, maar ook in die nasies. Kom ons loof en kom ons dank die Here vir wat hy doen. En ons gee onsself oor ook in die Here om verder te doen waarmee hy besig is. Kom ons bid. Jesus, ons loof en ons prys, Here, ons dankie dat u koninkryk bou. Niks gaan nie stop nie. Nie Satan nie, nie sy planne nie, niks nie. U bou die koninkryk en ons het so groot voorreg om deel te wees van dit. Wat 'n voorreg. Ons loof u vir dit en ons vra, Here, dat u ons versterk, ons geloof versterk. Gee ons krag, Here. Gee ons deursettingsvermoë
Help ons, Here, om te bid. Help ons om te gee wat ons kan. Help ons, Here, om net mee te leef dat die koninkryk van God, die belangrikste, soek allereers die koninkryk van God. Here, laat elkeen van ons u koninkryk eers stel. En Here, laat ons daarna sal streef, sodat eendag as ons almal voor die troon staan, dat ons kan sê, dankie Jesus. Dis omdat u gekom het, dis omdat u ons gestuur het, dat ons saam voor die troon kan wees, saam u heilige naam kan aanbid. Ons loof u en ons prys u in Jesus naam. Baie dankie.